gaan ons nou aanbeweeg. So die eerste paar video's gaan in groepering, gemeenskaplike hakie, gemeenskaplike faktore. Nou beweeg ons aan na jou derde metode van faktorisering. Met ander woorde, die verskil van twee vierkante. En die naam sê dit letterlik. Daar moet 'n verskil wees. Raai, wat beteken verskil? Onthou, verskil beteken minus. So daar moet 'n minus wees. Van 2, met ander woorde, daar mag net 2 terme wees. Van 2 vierkante beteken dit moet vierkantsgetalle wees. Hulle moet in 'n vierkantse wortel kan ingaan. So hier is nog julle vir die voorwaardes. Eerste ene, daar moet 2 terme wees. Daar moet 'n minusteken wees. Dit moet 'n vierkantsgetal wees. En die eksponente moet ewige getalle wees. Alright, so solank jy 4 voorwaardes daar is, kan 'n mens dit gebruik. So die maklikste manier om die vierkantsgetalle net te toets, is vat daai getal wat hulle vir jou gee, byvoorbeeld 9, kyk wat gee 9 vir jou, 9 gee vir my 3. Maar as ek byvoorbeeld wortel 7 insit, dan gaan ek nou kry 2, met baie desimales. Right, so dis kom ons sê, 7 is nie 'n vierkantsgetal nie. Right, maar 3 is, want hy maak vir my baie mooi heel getal. Right, so hoe werk dit? So kom ons kyk na voorbeeld 1. Ek het x² minus 1. So hoe weet ek is besig met die verskil van twee vierkante? Want daar's 'n minus, daar's 1, 2 terme en 1 kan in 'n vierkantswortel gaan. Met ander woorde, hierdie is die verskil van twee vierkante. So ek gaan eerstens en ek deel my terme op. So wat maal wat gee vir my x²? X maal x. En wat maal wat gee vir my 1? Dit gaan wees 1 maal 1. So met ander woorde, jy gaan altyd 2 hakies hê. Right? 1 hakie is plus, 1 hakie is minus. Hoekom? Want onthou, wat is 'n plus maal 'n minus? Dit gee vir my 'n minus. En dis wat ek gehad het. So altyd 'n plus en 'n minus. Maak nie saak wat sien is minus en wat sien is plus nie, solank jy een hakie 'n minus het en die ander een 'n plus. Right, dan vat ek hierdie. So daai is my eerste letter, so hy gaan in my eerste hakie. Daai is my eerste getal, so hy gaan in my eerste hakie. Daai is my tweede letter, so hy gaan in my tweede hakie. Daai is my tweede getal, hy gaan my tweede hakie. En daardie gefaktoriseer. Right, so hierdie is baie eenvoudig. Jy gaan 2 hakies hê, een is 'n plus, een is 'n minus, en dan dit wat in jou hakie verder staan is presies dieselfde. Albei is x'e, albei is 1. Kyk, kom ons kyk na voorbeeld 2. Is die verskil van twee vierkante? Onthou, die eerste wat ek moet kyk, is daar 2 terme? Ja. 1, 2. Is daar 'n minusteken? Ja, daar is. Is 9 'n vierkantsgetal? Ja, hy is. Is 4 'n vierkantsgetal? Ja, hy is. En is my eksponent 'n ewige getal? Ja, hy is. Right, so al my voorwaardes is daar, so ek kan hierdie gaan faktoriseer. So ek weet klaar, ek gaan 2 hakies hê. Ons weet die een hakie met 'n plus in hê, en ons weet die ander hakie met 'n minus in hê. Nou gaan breek ons dit op. Wat maal wat gee vir my 4? Onthou dit moet dieselfde getal wees, dit gaan wees 2 maal 2. En wat maal wat gee vir my x²? Dit gaan wees x. So 2x maal 2x gee my 4x². En dan wat maal wat gee vir my 9? Dit gaan wees 3 maal 3. As jy vasgehaak het om te bepaal wat se getal dit moet wees, dan kon jy net 9 in 'n vierkantswortel sit, dan sê jy, dit gee vir my 3. Met ander woorde, dit moet wees 3 maal 3. Right. En nou gaan sit ek dit in my hakie. So my eerste getal is 2x, en saam met hom is dit 3. So dit gaan wees 2x plus 3, en my tweede hakie gaan ek dan hê 2x, maar hierdie keer gaan dit wees minus 3. Right, kom ons gaan aan na voorbeeld 3 toe. Selfde ding, maak eers gou seker. 25 is 'n vierkantsgetal, 49 is 'n vierkantsgetal, daar is 'n minus, daar is net 2 terme. Met ander woorde, hierdie is die verskil van twee vierkante. So ek maak my 2 hakies. Onthou wat ons sê, dit maak nie saak in wat se volgorde dit steeds. So kom ons doen dit hierdie keer 'n bietjie andersom. Nou is dit minus plus. Dit verander niks aan my som nie. So nou gaan vra ek myself, wat maal wat gee vir my 25? Dit gaan wees 5. En wat maal wat gee vir my x²?
dit gaan wees x. Doen dieselfde met my 49, wat maal wat gee vir my 49, dit gaan wees 7 maal 7. So met ander woorde, een hakie kry 5x, dat is 'n lelike 5, 5x minus 7, en die ander ene gaan dan wees 5x plus 7. Right, solank dit wat in jou hakie is, elke keer dieselfde getal is. Ok, voorbeeld 4, 25a ter die mag 2 minus 16b ter die mag 2, so weer eens, ek het 2 hakies, een hakie het 'n plus in, ander het 'n minus in, 25 kan ek opbreek as 5 maal 5, my genade, 5 maal 5, en a kwadraat kan ek opbreek as a maal a. En dan 16b kwadraat kan ek opbreek as 4b maal 4b. Met ander woorde, my eerste hakie gaan wees 5a plus 4b, en my tweede hakie gaan wees 5a minus 4b. Solank dit wat in jou hakie is dieselfde is, dan weet jy is op die regte pad. Right, ons gaan in die volgende video kyk na die laaste 4 voorbeelde.